Goeiemôre almal. Welkom hierso. Amper lekker warm vandag. Moet ek die waier vir ons aansit? Kom ons bid. Ons Vader, baie dankie dat ons weer hier kan saam wees, Here. Dat ons hier in U naam vergader kan wees. Here, laat U Gees ons lei. En hierdie boodskap wat U vir ons op die hart lê. Ja, dit is nie altyd maklik om elke boodskap oor te gee. Maar Here, ons vertrou U vir U leiding. Laat U ons die woorde in die mond plaas, Here. Here, dankie dat ons getrou kan bly aan U. Dankie vir U liefde en U genade. Here, seën almal wat hier is, elkeen van ons. Seën ook die mense wat nie hier kan wees nie, Here. Maar laat hierdie boodskap uitgaan na almal wat dit nodig het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Julle sien, ek praat oor 'n redelike sensitiewe onderwerp vanmôre. En ek gaan vir ons net so enkele verse lees uit 1 Johannes 1 van vers 5 tot 7. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig het. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en ons doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig wandel, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Johannes is 'n mens wat op die man af is. En dit het tyd geword dat daar meer sulke predikers in ons tyd is. Johannes draai nie doekies om nie. Hy praat reguit. Hy sê dit is lig of duister. Dis waarheid of leuns. Dis deelname aan sondigheid of afsonder van die wêreld. En ek hou van Johannes se gebruik van hierdie, kom ons noem dit, dubbel vergelykings. Dit is amper soos om 'n valk in 'n hoenderhok in te gooi. Dit gaan dinge so 'n bietjie deur mekaar krap. Want ons lewe in 'n tyd waar die mensdom uitgehonger is vir 'n derde opsie. Ons weet daar's lig en daar's duisternis. Maar hulle soek eerder 'n grys area waar hulle kan doen wat hulle wil. Kom ons noem dit 'n skakering of 50 verskakerings van grys.
Niemand wil duisternis hê nie. Maar ons sal meer as tevrede wees met minder as 'n helder lig. Maar dit het geestelike verdowwing tot gevolg. Niemand wil leuns hê nie, maar ons sal baie maklik tevrede wees met minder as die suiwer waarheid. Minder as die suiwer waarheid. En die gevolg is verwarring en 'n kompromie met Satan. En God haat 'n kompromie. Niemand wil afsondering hê nie, maar sal tevrede wees met minder as 'n suiwer verhouding met God. Jy kan nie 'n verhouding hê met God en met die duiwel nie. Dit is tyd dat die Christene begin kies waar hulle wil staan. Jy's vir God of jy's teen God. Want as jy met al twee 'n verhouding wil hê, is dit valsheid. En waar kom die probleem in? Die Christene van ons tyd lees nie meer hulle Bybel nie. Dit word nie meer genoeg belangrik geag deur baie predikers om dit onder mense se aandag te bring nie. Christene hoor nie meer God se stem nie, want hulle ken nie God se karakter nie. En die enigste manier om God se karakter te leer ken, is om jou Bybel te lees. Dit is tog God se woord. Sy woord wat vir ons geskryf is. Waarom lees ons dit nie? Of is dit die dominee of die pastoor se plig om dit vir my Sondag te lees? Die enigste manier om in 'n intieme verhouding met God in te gaan, bring ons by die ander gedeelte, gebed. Christene wil ook nie meer bid nie. Hulle bid ook nie meer vurig nie. En Jakobus sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. So 'n klompie jare terug, 2013, het 'n oom Samweek gewerk het, oom Christo Jacobs, eendag vir my gevra of ek bid en of ek Bybel lees. En op daardie stadium het ek baie ver van God af geleef. En my antwoord was ek dit nie een van die twee doen nie. Sy antwoord aan my: wanneer jy jou Bybel eendag kry, gaan lees die boek van Job. En nie lank daarna nie, omtrent so 4-5 maande, op 17 April 2014,
het ek 'n ontmoeting met Jesus gehad, wat my hele lewe omgedraai het. Ek het my Bybel gaan soek, en ek het nie net die boek van Job begin lees nie, maar ek het die hele Bybel begin bestudeer, asof my hele lewe daarvan afhang. Ek sal nooit daardie oom se woorde vergeet nie. En dit is my hartsbegeerte, dat meer mense weer hulle Bybels begin lees, en weer in 'n verhouding met God kan begin staan. Die Bybel is jou swaard. Ons lees dit in Efesiërs 6. Die swaard van die Gees is die woord van God. Nou as 'n soldaat in 'n geveg ingaan en hy ken nie sy wapen nie, gaan jy doodgemaak word. So hoe kan jy in hierdie daaglikse geestelike oorlog staan as jy nie eers jou woord ken nie? Want die duiwel ken die Bybel beter as die meeste Christene. Christene het laks geword. Laks geword. Ja, En daarom het hulle hele verhouding met God skade gelei. Ons het so traag my nie agtige houding begin inneem. Wag, ek het tot bekering gekom. Wag, ek is gedoop. Nou hoef ek niks verder te doen nie. Ek glo die leuen van die duiwel. Baie mense en Christene en ek praat nie van Christene, ek praat nie van die res van die wêreld nie. Want hulle glo in elk geval nie aan God nie. Maar Christene wil hê hulle hele verhouding met God moet gedefinieer word deur hulle hoeveelheid stilte tyd, meer as die kwaliteit van hulle verhouding met God. As jy nie in 'n verhouding met God staan nie, kan jy jou Bybel lees totdat jy ore uitloop, en dit gaan niks vir jou beteken nie. Christene wil hulle verhouding met God moet gemeet word aan die Bybelversies en Jesus prentjies teen hulle mure. En die groot kruis om hulle nekke. Wees baie versigtig. God laat nie met hom spot nie. Hierdie Christene in ons tyd wil glo dat 'n lewende verhouding met God moontlik is terwyl hulle verhouding met ander mense in die drein afgaan. In die drein afvoer. As jy nie eens kan lief wees vir jou naaste nie, hoe kan jy sê jy het 'n verhouding met God? Met die wet van Jesus is liefde vir God en gelykstaande daaraan liefde vir jou naaste. As jy nie eens vir jou broeder kan lief wees nie, hoe kan jy sê
ek is lief vir God, dan maak jy 'n leenaar van God. Wees baie versigtig hoe jy leef. Jou lewenswyse is dalk die enigste Bybel wat iemand daar buite het. Wat iemand daar buite het. Wat lees hy in jou Bybel? Moontlik die grootste leuen wat Christene glo, is dat hulle verhouding met God, hulle verhouding met ander mense sal uitbeeld. Nee. Die teenoorgestelde is eintlik waar. Hoe ek leef, spreek baie duideliker as enige iets wat ek sê. Wanneer jy wil sien hoe lyk iemand se verhouding met God, ondersoek sy verhouding met ander mense, sy familie, sy vriende. As ek nie 'n vaste verhouding met my vrou het nie, dan wandel ek mos nie in die lig nie. En dan sê Petrus vir ons, as jy in onmin leef, saam met jou vrou, pas op, jou gebede mag dalk nie verhoor word nie. Die mate waartoe ek gewillig is om hierdie probleem te ignoreer, is die mate waartoe ek bereid is om in duisternis te leef. Dit is soos om in die dowwe skadu's van 'n halwe waarheid rond te skarrel, amper soos 'n rot. Jy al gesien rotte, hulle kom nie na die lig toe nie. Hulle gaan kruip daar in die donker skade wees weg. En so het baie Christene begin word. Hulle is mos skaam vir God. En wat is hierdie skade wees anderste as maar net nog weer 'n skakering van duisternis? Wat is 'n halwe waarheid anders as 'n leuen met 'n mooier naam? Wag, is 'n ou wit leentjie. Man, 'n leuen is 'n leuen. Daar's iets diep in die mens wat nie wil erken dat daar net twee goed is nie. Lig of duisternis. Wit of swart. Reg of verkeerd. Daar is nie 'n tussenweg nie. Dis hemel of dis hel. Jy kan nie iewers tussenin bly staan en dink ek is okay nie. En juist daarom hunker, met ander woorde, verlang so baie Christene na 50 skakerings van grys. Wat ons nodig het in hierdie tyd is manne en vroue van God wat soos Johannes reguit en tot die punt is. Vir wie daar nie 'n middeweg is nie. Vir wie daar nie 'n grys area is nie. Vir wie verkeerd is.
vir wie reg nog reg is, vir wie sonde nog sonde is, ongeag hoe groot of hoe klein. Wie sy ja nog ja is, sy ja nog ja is, of sy nee nog nee is. Jy, as 'n man of vrou van God, kan nie iewers tussenin staan nie. Jy moet 'n standpunt inneem. Moet 'n standpunt inneem vir God of teen God. Klaar. Ons het manne en vroue nodig wat nie bang is om die ware God van die Bybel aan mense te verkondig nie. Enige iets minder as die ware God van die Bybel is niks anders as 'n leuen nie. Dis een of ander beeld van jou verbeelding. Enige God wat gebou is op menslike idees sal nooit veroordeel nie. Hy gaan nie beveel om goed te doen nie. En hy gaan nie definieer wat die waarheid is en wat die leuen is nie. En dit is die tipe God wat die mense wil hê. Hulle soek daai Jesus van die prentjies in die kinderbybel en op die kerskaartjies. Daai een met die mooi skapies en jou staffie in sy hand. Sies tog. Dit is nie die Jesus van die Bybel nie. Hulle soek die Jesus wat nie gaan sonde aanspreek nie. Dit is nie die regte Jesus nie. Een God van jou verbeelding vereis ook nie onderdanigheid nie, maar bestaan net om die mens en al sy voordele te respekteer. Dis amper asof die mense wil hê God moet hulle dien. Maar die God van die Bybel klink nie so nie. Die God wat in my Bybel beskryf word, sê, almal het gesondig en hulle ontbreek aan die heerlikheid van God. Die God van my Bybel sê, niemand is regverdig nie. Nie eers een nie. En dit is waarom die ware God van die Bybel nie deur mense verdra kan word nie. Want hierdie mense van ons tyd is te veel gebou op menseregte en al hierdie morele toegewings wat hulle maak. Hulle laat aborsies toe, want dit is mos maar oké. En al hierdie ander gemors wat toegelaat word, wat 'n gruwel is teen God se woord, word toegelaat. En dit word ondersteun. Selfs God se genade is vir die mens grootliks aanstootlik. Aanstootlik. Want die genade onderskryf nie dat jy 'n goeie mens is nie. Dit ontbloot die mens se hulpeloosheid en sy onvermoë om homself te red.
Die natuurlike mens is dood as gevolg van sy sonde. Ja, ons kan dit gaan lees in Efesiërs 2 vers 1. En dooie mense gee nie samewerking nie. Dooie mense dra niks by nie. Maar dooie mense moet opgewek word. Opgewek word uit hulle dood. Maar die wêreld verag al hierdie waarhede. Omdat dit nie plek laat of plek oorlos vir die mens se trots en sy roem nie. En Paulus maak dit vir ons baie duidelik dat redding deur genade alleen is. Waarom? Sodat die mens nie kan roem nie. En ek lees vir ons Efesiërs 2 vers 8 en 9. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. En nie uit julle werke nie, sodat niemand mag roem nie. En die aanstoot wat mense het teenoor God vererger. Word erger wanneer God verklaar dat hy die reg het om barmhartigheid te bewys volgens sy wil. God sê, hy sal barmhartig wees oor wie hy barmhartig wil wees. Ons kan dit lees in Romeine 9 vers 15. Hy sal hom ontferm oor wie hy hom wil ontferm. Ons kan nie vir God voorskryf nie. En hierdie verklaring dat God mag het bo ons denke druis so in teen die mens se natuur. Want hulle wil mos vir God voorskryf. Hierdie verklaring is verkeerd van mense om te dink God is hulle maatjie. God is nie jou maatjie nie. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy is almagtig, hy is groter bo enige iets wat ons ooit kan dink in ons gedagtes. God is nie hier om na ons te luister, omdat ons dink hy moet nie. Hy sê wel vir ons, bid. Vra hom in danksegging. God is nie gebonde aan die mens se idee van regverdigheid nie. Want God definieer geregtigheid. So staan op. Staan vas in die waarheid van God se woord. Ons moet meer gehoorsaam wees aan God as aan mense. Toe Petrus en Johannes voor die Joodse raad gestaan het hulle gesê, moet ons nou meer gehoorsaam wees aan julle, of moet ons meer gehoorsaam wees aan God? Is ons nog bereid om op te staan en te sê, nee, my God sê dit is verkeerd. En wanneer ons aangeval word deur hierdie papbroekige skrifgeleerdes en die geveinsdes, alhoewel die valses van ons tyd,
En ja, dit gaan gebeur. Weet dan, dat Christus altyd met jou is. En jy sal leer, en jy sal lei, deur die gees van die waarheid. Ek lees vir ons in Matteus 10, vers 19 en 20. Maar wanneer julle oorgelewer word, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie. Want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek. Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek. Die byl lê al teen die wortels van die bome. Word wakker. Amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord vanoggend, Here. Here, dit is tyd dat ons as Christene weer opstaan vir die waarheid. Dat ons weer begin om al hierdie duisternis te werk, Here. Ons kan nie in duisternis wandel en sê, ons is in 'n verhouding met U nie. Here, U alleen is waardig om aanbid te word. Dit is tyd dat ons as Christene moet ophou met ons verskonings. Here, help ons dat ons volgens U wil kan wandel. Dat ons aan U alleen getrou kan bly, Here. Deursoek ons harte, dat ons nog kan sien, waar moet ons regmaak. Here, dit is ons gebed vanoggend. Deursoek ons, Here. Here, waar ons uit mekaar gaan saam met ons. Hou ons veilig. En bring ons almal weer veilig by mekaar. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Broer,